Element nommer 4, Bybelstudie. Psalm 119 vers 11 lees ons, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen U nie sal sondig nie. Elke gelowige behoort gedurig in tweegesprek te wees met die Vader. 'n Dialoog bestaan uit twee persone wat met mekaar 'n gesprek voer. Gebed is wanneer ek met God praat en Bybelstudie is wanneer God met my praat. Die een kan nie eintlik sonder die ander een nie. So kom ons kyk vir 'n oomblik na die 4de element van stilte tyd en dit is my Bybelstudie. In 2 Timoteus 3 vers 16 lees ons, die hele skrif is deur God geïnspireer. Dit beteken dat hierdie hele Bybel wat ek in my hand vashou, is deur die Heilige Gees geïnspireer, is deur God geïnspireer en is God se woord. Wanneer ek my Bybel oopmaak, dan weet ek, God gaan met my praat. En ons verskillende maniere om Bybelstudie te doen, en ek wil vlugtig na 'n paar van die maniere kyk. Die eerste manier is deur 'n leesplan te vat. Weet jy, as jy 'n YouVersion op jou foon het, daar's honderde leesplanne wat jy kan volg, wat vir jou kan help om volgens 'n spesifieke tema jou lewe te verryk deur om te kyk wat die woord van die Here sê oor daardie spesifieke onderwerp. En ek wil jou uitdaag, gaan laai YouVersion op jou foon af en gaan kyk na die leesplanne daar en begin een lees. Dit is veral handig wanneer jy in 'n spesifieke area van jou lewe sukkel met 'n spesifieke onderwerp om deeglike skrifstudie te doen oor wat die Bybel leer en wat God vir jou wil sê in daardie gedagtes en daardie woord en in daardie leesplan. Die tweede manier van om Bybelstudie te doen is karakterstudies. Dis baie keer verfrissend om te kyk na Joshua of na Moses of na van die ander karakters om te sien wat het die Here in hulle lewe gedoen. Ons kyk na Petrus en Timoteus en kyk hoe die Here in hulle lewe gewerk en hierdie Bybelkarakters leer vir jou van hoe God interaksie het met mense. En dit kan vir jou aanmoedig. Dis dalk 'n bietjie meer leeswerk en 'n bietjie meer studie, maar dit gee vir jou 'n goeie idee van wie die Bybelkarakters is en die interaksie wat God met hulle gehad het. Die derde manier om Bybelstudie te doen is kronologiese Bybelstudie. Jy vat byvoorbeeld die eerste 5 boeke en jy kry die hele idee van Adam tot waar die Israeliete, waar Moses die Israeliete uit Egipte uitgelei het en hoe die Here Abraham, wat nie eers 'n volk was nie, 'n volk gemaak het. En so leer jy God ken. In die Nuwe Testament, as jy Lukas en Handelinge lees, kry jy die hele idee van hoe die kerk ontstaan het. En daardie kronologiese Bybelstudies gee vir jou 'n vaste fondasie van gebeure in die skrif en dit maak jou geloof vas sodat jy kan weet hoe die Here werk. Om die Bybel op so 'n kronologiese, sistematiese manier deur te werk is wonderlik, want dit help vir jou om deur baie belangrike gebeure in die skrif te werk en dit gee vir jou 'n rotsvaste fondasie oor wat in die skrif gebeur het. Dis egter baie harde werk. Maar hoe ook al jy verkies om Bybelstudie te doen, dis vir my belangrik dat jy moet weet, jy moet elke dag tussen 10 en 20 minute in die skrif spandeer. Ek sou voorstel om 'n raamwerk te hê om 10 tot 15 minute in gebed te spandeer, 10 tot 15 minute in die woord en dit op te rat soos wat jy meer tyd het om in die woord te spandeer. Dit bring ons nou by element nommer 5 en dit is om te mediteer.